Here, as ons terugkyk oor 2025, het ons baie om voor dankbaar te wees. Het ons behoed en bewaar deur alles, ons deur stryd en siekte gedra. Het ons eerste gelief gehad en gewys hoe om mekaar beter te leer ken, sodat ons mekaar ook kan lief kry. Maar Here, as ons eerlik wil wees, het ons ook baie foute gemaak. Dalk daarom wat ons kerk nie veel kon groei nie. My gebed is, Here, dat ons sal besin oor waar en wat ons nie meer ons beste vir U gelewer het nie. Here, as ons sondes en tekortkominge kan erken en bely, U is verdraagsaam as ons vergifnis vra. Help ons, Here, om opreg aan U oor te gee, sodat U ons kan gebruik, Here. Ons bid vir genesing van die ou bagasie van ons verlede, sodat ons weer op U en die Heilige Gees kan fokus in 2026. Here, laat ons kerk se voorneme wees om geestelik te groei en U as ons fokus te maak in 2026. Bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons skriftuur vandag kom uit Spreuke 11, vers 30. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. Die vrug van die regverdige spreek van iemand wat vrug dra. Die boom van die lewe spreek van die ewige lewe. En hy wat siele win, spreek van 'n disipel wat wys is. Dit gaan die fondasie van my boodskap wees. Ons gaan kyk na siele wat gewin word. Ons gaan kyk na praktiese kerk. Ons gaan kyk om die teorie wat kennis is prakties te maak in ons lewens, sodat die kennis wysheid kan word. Dan gaan ons kyk hoe ons kan leef om dit daagliks te doen. Hartlike goeiemôre aan elkeen wat ek nog nie gegroet het nie. En ook veral welkom aan besoekers. Ek het John vanoggend nie gesien, ek het hom 'n week terug gesien. John, waar is jy? Is hy buite? Dankie. Louis is Engels, maar hy het gekies om SDA toe te kom. Ons moet hom maar vinnig Afrikaans leer. Vandag is 'n groot dag, die laaste Sabbat van 2025. Gewoonlik die tyd wat almal nuwejaarsvoornemens wil maak en ook besef dat jy met meeste van jou nuwejaarsvoornemens die begin van 'n jaar nie eintlik suksesvol was nie. Moenie bekommer nie. Ons het nou weer 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe jaar, waarin jy nuwejaarsvoornemens kan neem. Gaan ons weer onsuksesvol wees met ons nuwejaarsvoornemens in 2026? Nee. Ek dink nie dis die doel van 'n nuwejaarsvoorneme nie. My boodskap gaan vandag oor net een voorneme wat ons almal behoort te maak. Ons het Sabbat die 6de Desember, 'n paar weke terug, het ek 'n belangrike boodskap gegee van hoe om olie te kry en hoe om ekstra olie te hê wat jy kan uitdeel. En ek het die voorbeeld gebruik waar ons op ons hande sit, as ons niks doen vir die Here nie, en as ons hande opsteek na die Here toe, en vervul word met die Heilige Gees, dan kan die Here ons gebruik om deur ons te werk. As ons olie kan uitdeel, dan word ons suksesvol. Suksesvol om vrug te dra,
suksesvol deur die krag van die Heilige Gees van Jesus. As dit ons almal se nuwejaarsvoorneme kan wees, gaan elkeen geestelik kan groei, sodat ons gesamentlik as 'n kerk die evangelie volgende jaar suksesvol kan versprei aan ander mense. As ons op Jesus en die werking van sy Heilige Gees in ons lewens kan fokus vir die hele jaar lank, glo ek dat alle ander persoonlike probleempies in jou lewe soos mis voor die son sal verdwyn. Ons gaan kyk na praktiese kerk om van ons hande af te klim. Ons gaan kyk na Bob as 'n voorbeeld van oorgee aan God en om deur die Heilige Gees vervul te word. Ek gaan 'n storie vertel van 'n oombak wat moet illustreer hoe belangrik dit is om te verstaan wat jy doen, sodat jy vrae kan vra. Jy moet vrae vra sodat jy kan verstaan. As jy nie verstaan nie, gaan jy nie opgewonde raak nie. Dan kyk ons na oorwinning om deur die Gees vervul te word. En die 4de punt is die goeie nuus, om raak te sien en dit te gaan vertel. So ek hoop en bid regtig dat ons almal in 2026 sal leer om saam te werk deur die Gees. Mekaar sal mentor en mekaar sal motiveer, sodat ons opgewonde en deur die krag van die Heilige Gees die Here kan ervaar in alles wat ons doen. Julle moet verskoon, ek het bietjie van 'n padda in die keel, ek dink die padda wat wou gaan opsit met sy nooi en die vlei het hier in my keel kom kuier. Toe ek nog in die lugmag was, het ek behoort aan 'n weeklikse gebedsgroep wat hulle self Christen sakemanne genoem het. Ek self was toe in die lugmag as die rekenaarstelselbestuurder en ek het ook 2 besighede gehad. Esme het die een besigheid bestuur en ek het 'n bestuurder in die 2de besigheid gehad. Die Engelse naam vir die Christen sakemanne groep was Christian Businessmen's Committee of CBMC afgekort. Ek wil julle nou eers vertel van die stigterslid van CBMC, van hoe hy vir baie jare lank 'n Christen was en hy het amper als reg gedoen. Hy het Methodiste kerk toe gegaan, Bybel gelees, gebid, biduur toe gegaan, Bybelstudie gedoen, op die kerkraad gedien, hy het sy 10des gegee, amper alles reg, maar met een ding het hy gesukkel, en ek dink dis wat meeste van ons ook mee sukkel, dis wat ek vir 'n baie lang tyd van my lewe mee gesukkel het, en dis jou eie ek. Hy het aan die Here oorgegee, maar partykeer, net soms, sy eie besluite geneem. Ek het dit ook gedoen as ek bid, en die Here nie vir my vinnig genoeg 'n oplossing gegee het nie, dan het ek self 'n plan gemaak. En dan soms, nie altyd nie, ervaar jy so groot blaps wat jou hele lewe in 'n ander rigting indwing. Die stigter van CBCMC se naam was R.G. Letourneau. Hy was van Franse afkoms, maar hy was beter bekend as Bob. Bob is vir my 'n mooi naam. Lê so lekker op die tong. Hy het ook as 'n sakeman bekend gestaan wat sakemanne verander. Sy autobiografie is genoem Mover of Men and Mountains.
Nou wat gaan die mountains vir ons wys? Bob Letourneau het masjinerie gebou hier in die vroeë 1900s, wat mynsand verskuif het. Daai groot masjiene wat jy partykeer 'n foto gesien het, dan staan Bob Letourneau voor 'n wiel, wat halfpad so hoog soos die kerkorgel is, met 'n elektriese motor binnekant. Ek gaan nou meer daaroor vertel. Hy was gebore in 1888. Dit is nou al 'n entjie terug. Op 14-jarige ouderdom het hy die skool verlaat en het as 'n eystersmid begin werk. Hy het ook werke gedoen waar hy met 'n os en 'n ploeg landerye omgeploeg het. En hy het altyd gedink, hoe kan hy die werk makliker maak? Hy het leer swys. En hy het 'n tipe van 'n meganiese ingenieurswese kursus begin doen buite muurs. Hy het motorfietsse reggemaak. Toe het hy karre begin verkoop. Die karbesigheid was 'n ruk lank baie suksesvol. Maar hy toe in 'n karongeluk beland en sy nek gebreek. By daarvan herstel, maar met so skewe nekkie rondgeloop. Toe dinge begin moeilik raak. Maar hy het gereeld kerk toe gegaan, die pad saam met die Here gestap, lief geraak vir mannebediening, dis my roeping ook, maar sy lewe en besigheid waar maar net nooit altyd suksesvol bly nie. Dis 'n ruk lank suksesvol en dan val dinge weer plat. Intussen bou hy kort goed wat die werk vir hom makliker maak, en oor 'n tydperk het hy baie soorte werk gedoen, baie besighede gehad en so baie ondervinding opgedoen. Hy was handig met sy hande. Tydens die Eerste Wêreldoorlog was hy medies ongeskik verklaar as gevolg van die nekongeluk wat hy gehad het. So hy het nie oorlog toe gegaan nie. En hy het toe by 'n vlootwerf begin werk om skepe te bou, oorlogskepe. En daarin het hy baie geleer van elektriese motors wat hulle in die skepe gebruik het. Groot elektriese masjiene, amper so groot soos hierdie wiel. Sal nou hoor hoekom dit belangrik was. Een van die groot lewenslesse wat Bob se lewe drasties verander het, en hom 'n lewensles geleer het, wat hom verder goed te staan gekom het, was toe hy een van sy besighede op Pokol wou verbeter. Hy wou uitbrei, en hy het fondse nodig gehad. En toe onderhandel hy met God. Wie van julle het al met God onderhandel? Wie het al vir God iets beloof en dit dan nie gedoen nie? Hy onderhandel met God en sê vir God, Here, ek gaan hierdie maand se 10de terughou en nie vir u uitbetaal nie. Ek gaan dit gebruik om my besigheid te groei. En as die besigheid gegroei het, dan kan ek meer as dubbel vir u teruggee. Wat dink julle het gebeur? Was hy suksesvol? Ons almal weet dit werk nie so nie. Ja, hy het hierdie besigheid ook verloor. Die dinge het net bly sukkel tot die ouderdom van 55 jaar oud. Ek het op 55 jaar oud ook eers my eie ekkie aan God oorgegee, maar luister die man se storie. Dis plus minus 1943, begin hy weer 'n besigheid, om padskrapers in mynbou, trokke te bou, en hy het ook oliebore uitgevind en gebou.
Hy onderhandel toe weer met die Here. En hy sê, Here, ek het nou geleer hoe belangrik dit is om U te gehoorsaam. Ek gaan nou pleks van om te werk en 10% van my opbrengs vir U te gee, gaan ek net 10% vir myself vat en 90% vir U gee. Dis 'n ongewone en 'n drastiese uitkyk wat my verstom het toe ek daarvan hoor. Ek het nog nooit van iemand anders gehoor wat 90% van sy besigheid vir die Here gee nie. Raai wat gebeur toe? Julle moenie verbaas wees as sy besigheid baie suksesvol geword het nie. Hy het een van die rykste manne van sy tyd geword, in die begin 1900s, tot omtrent die middel 1900s. Dink hy's in die 60s oorlede op die ouderdom van 80. Hy het so suksesvol geraak, dat hy en sy gesin, met die 10% wat hulle verdien het, dit nie kon uitleef nie, en toe hy sterf het hy 'n nalatenskap van miljoene rande agtergelaat, en 'n so sterk besigheid, dat al die ander ouens soos padskrapers en hoë masjinerie maak, sy besigheid by hom oorgekoop het. Maar wees nou tevrede dat ek julle nie nou gaan leer van prosperity teaching nie. Dit gaan nie oor hoe ryk Bob Litter nou geword het nie. Dit gaan oor hoe hy sy geld gebruik het. Daai inkomste wat hy gemaak het, hoe hy dit gebruik het. Sy besigheid het hom toe die geleentheid gegee om te gaan evangeliseer. Toe gebruik hy sy ekstra tyd en geld om die Here se woord te gaan verkondig. Hy het soveel uitnodigings gekry om manne van die Here te gaan vertel, dat hy naderhand 'n drywer moes kry wat rondry van geleentheid na geleentheid, dorp na dorp, sodat hy tyd kan kry om voor te berei tussen dorpe, terwyl hy agter in die kar sit. Hy het na die Tweede Wêreldoorlog het hy 'n vliegtuig bekom met 'n loods wat om van dorp en dorp en geleentheid na geleentheid toe gery het om die evangelie te verkondig. So het sy mannegroep begin, wat op daai tyd een van die grootste mannegroepe in die wêreld geword het, want hy nie net in Amerika wat hy geëvangeliseer het nie, hy het Afrika en Peru en ander lande ook gaan besoek. Hy het opleidingscolleges gestig, hy het hospitale oopgemaak, hy het skole, hospitale en naderhand 'n universiteit oopgemaak. En hy het toen sy eie universiteit op die ouderdom van 75 sy meganiese graad gekry. So van 14 jaar wat hy nou begin studeer het, het dit 'n rukkie geneem. Ek stel voor as jy in mannebediening belangstel of in disipelskap, lees R.G. Letourneau se biografie. Dis werklik 'n storie wat jou gaan bind en waarin jy baie waarde in kan vind. Mover of Men and Mountains. Toe Bob sy houding teenoor God verander op ouderdom 55.
en opreg als aan hom oorgegee het, toe kon God hom gebruik. En neem kennis, hoe meer God jou gebruik, of kan gebruik, hoe meer vervul sy Gees jou, en seën jou, en berei jou toe, sodat jy jou roeping kan uitleef, en leer jou hoe om 'n disipel te wees. Jy verander sodat jy gebruik wil word in 'n verhouding met God, wat nou opreg, regtig eg, besonders en belangrik word. Jy begin om te leef vir Jesus, deur Jesus, in die krag van sy Heilige Gees. Jy word gehoorsaam, opreg lief, opreg bruikbaar vir God. Dit is om geesvervuld te wees. Dit is om ekstra olie te hê. Dis die ekstra olie wat jy nou kan uitdeel. My volgende opskrifie is die oondbak. Ga julle nou nog een storie vertel en dan gaan ons oorval na Bybelversies toe. Hoe verstaan ons om iets prakties te kan doen? Hoe leer ons dit? Dit spreek van om eers die teorie te bestudeer en dit te leer, sodat jy dit kan verstaan. En dan, as dit moontlik is, veral as dit nuut en moeilik vir jou gaan wees, om eers te kyk en te leer by 'n ekspert, by 'n spesialis. Gaan kyk af by iemand wat dit goed kan doen, uitstekend kan doen. Die teorie is baie belangrik. Maar sonder die praktiese werk is die teorie nutteloos. Voorbeeld, 'n hartspesialis. Hy leer vir 7 jaar om 'n dokter te word, en dan gaan werk hy saam met 'n ander dokter. Hy sien hoe die ander dokter dit doen, die ander dokter leer en wys hom, totdat hy bekwaam genoeg is om dit alleen te gaan doen. Nog 'n voorbeeld van praktiese werk. Bouers, motorwerktuigkundiges, naaldwerkers, kokke, boekhouers. Jy moet verstaan wat jy doen. Kom ek illustreer dit vir julle nou met die volgende storieetjie van 'n bak. Eendag vra 'n pasgetroude dogter vir haar ma: "Ma, wys my asseblief hoe om 'n skaapbout in die oondgaar te maak." Die ma wys haar toe, berei die skaapbout so voor, sit sulke speserye op, sny sy dit in 2 en sy sit dit in die bak neer en sy maak dit lekker gaar. Dogter vra: "Ma, hoekom sny jy dit in 2? Ma sê: "Want dis hoe mense doen." Dogter is nie tevrede met daai antwoord nie. Sy vra: "Ma, daar moet tog 'n rede wees, hoekom sny jy dit in 2? Sy sê: "Wel, ouma het my so geleer, nou doen ek dit so." Sy wie by ouma kom, vra sy vir ouma: "Hoekom sny sy die skaapbout in 2? Ouma sê: "Maar ek het by ouma Grootjie so geleer." Sy by ouma Grootjie kom en sy vra ouma Grootjie: "Hoekom het jy die skaapbout in 2 gesny?" Sê ouma Grootjie: "Wel, dis maklik. My bak was te kort, ek moes hom in 2 sny, anders het hy nie in hom ingepas nie." So jy moet vra, anders doen jy goed onnodig. En as jy verstaan wat jy doen nie, dan gaan jy dit nie entoesiasties doen nie. Alles het 'n rede. God het alles met 'n rede en 'n doel gemaak, vir jou ook. Ek en jy se doel is om God te verheerlik deur ons gehoorsaamheid, om te bekeer, Jesus as ons redder en verlosser aan te neem, gedoop te word en in 'n nuwe lewe God se reddingsplan te gaan uitleef. Ons moet sy reddingsplan verstaan en daarin glo. Dis die teorie van Christus wees. Om te leer sodat jy verstaan, jy moet dit ontleed
Jy moet dit ondersoek, jy moet dit bevraagteken. Jesaja 1 vers 18 sê, in die King James sê hy, let us reason together, ons moet mediteer daaroor, redeneer daaroor. Dis wat ons behoort te doen, almal saam, in ons sabbatlesse. Dis 'n besprekingsplek. Dis waar jy jou kennis deel, jou vrae vra, waar ons mekaar leer. As jy nie die teorie verstaan nie, dan gaan jy nie belangstel om dit prakties te wil gaan doen nie. Kry 'n mentor en begin om in sy voetspore te volg deur ook prakties mense liefde te betoon. Ons beantwoord God se liefde deur gehoorsaam te raak aan hom. Dis vir my verstommend dat ek partykeer nie, dit gebeur omtrent elke keer. As ek 'n preek voorberei en hom klaar voorberei het en ek kyk na die sabbatlys, dan sien ek, eintlik vul ek die sabbatlys aan met wat ek nou gaan preek. En ek beloof julle, dis nie my slimheid nie. Kry 'n mentor, word 'n disipel. Jy gaan jou belangstelling in die woord verloor as jy nie gedurig die woord lees en leer en dit begin doen nie. As jy dit doen en dit word prakties, word dit deel van jou. Dit kry lewe. Om geesvervuld te word is 'n gehoorsame samewerkingsooreenkoms tussen jy en God om praktiese disippels te word. Omdat jy lief is vir God, wys jy dat jy die vrug dra. Die vrug van liefde wat in Galasiërs 5 vers 22 is, wat sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap. Liefde eerste. Uit die liefde uit kom blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Ons het vanoggend geleer, ons moet ons God getrou dien. Sagmoedigheid, selfbeheersing. Genesis 5 vers 23 sê, teen sulke dinge is die wet nie. Ons gehoorsaam God omdat ons lief is vir hom. Broer en suster, as jy in die oggend of in die aand tande borsel, of die geleentheid het om in 'n spieël te kyk jouself in die oë en vra jou gereeld of daagliks af, het ek vandag daarin geslaag om die vrug van die Gees te dra? Of waar kom ek tekort? Met ander woorde, was ek suksesvol daarin om liefde te wys aan my medemens? So nie moet jy dalk eers weer teruggaan na wat jou pla. Ons het vanoggend gekyk na die afgode wat jy moet afsterf. Alles wat jou tyd steel. Jou geld, onvergifnis, verhoudings wat skeefloop. Veral verslawings, veral media, jou liggaamlike en geestelike behoeftes. Alles wat belangriker vir jou is as God, alles wat jou weghou om intiem saam met God te wees. Jy gaan bly sukkel met alles wat jou aandag aftrek. Alles wat keer dat jy nie geesvervuld word nie. Alles wat keer dat jy 'n intieme verhouding met God het. Besluit om God eerste te stel, vrye wil. Elke dag, elke oggend. Verhouding is om goeie gewoontes aan te kweek. As jy nie besluit om jou tyd reg te bestuur nie, dan gaan jy die ou duiwel vat plek gee dat hy jou tyd kan saboteer met God. Genoeg hieroor. Hoe moet ons dit dan regkry? Verskoning. Die geheim van oorwinning. Jakobus 1:14. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word.
As gevolg van die sondeval het ons 'n sondige natuur en 'n ingebore neiging tot sonde en verkeerde dinge. Ons doen dit outomaties. Kyk 'n kleintjie, babaitjie, doen dit nee. Die eerste woord wat hulle leer is omtrent nee, of ek sal nie. Eie ekkie, almal het gesondig. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sonde verbreek en saboteer jou verhouding met God en met jou medemens. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. As ons bid, en dit voel nie of God ons gebede gehoorsaam nie, moet ons gaan kyk, is ons nie dalk besig met goed wat teen God se wil is, en nou hoor hy ons nie, want sonde verberg ons met teenoor God. God gaan ons nie hoor as ons sondig lewe nie. Ons moet terugkeer na God en hom gehoorsaam. God het 'n verlossingsplan voor die grondlegging van die wêreld gereed gehad. Jesus Christus ons verlosser. 1 Korinte 15 vers 70 sê, maar aan God die dank, wat ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Jesus was die voorbeeld, hy het ons gewys hoe om die Satan te oorwin, hoe het hy dit reg gekry? Deur te sê. 2 Petrus 1:14 sê, daar staan geskrywe, het hy gesê. Dis waar die krag in lê. Ons moet dit nie vergeet nie. As ons die woord ken en die woord kan gebruik as 'n pantser teen die sonde, gaan ons sukses hê daarmee. Aan ons het hy die groot en dierbare belofte geskenk, 2 Petrus 1:14, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Ons strewe as 'n disipel is om deelgenote van die goddelike natuur te word. En ons moet dit gesamentlik word. Ons moet eendragtig en eensgesind die evangelie verkondig. Ons word deelgenote van die goddelike natuur nadat julle die ontvlug het, die verdorwenheid wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Dis ons oorwinning. God se liefde en sy bloedoffer word gratis vir ons gegee. Hy het ons onvoorwaardelik lief. Sy bloedoffer vir my sonde dood het hy namens my gedoen. Maar, groot maar, hoekom staan altyd 'n maar? Alles na dit het 'n voorwaarde in die woord. God se liefde is gratis. Hy het vir ons die bloedoffer betaal, maar daar's altyd iets wat ons terug moet doen, 'n voorwaarde. Elke seëning en belofte het gehoorsaamheid as 'n voorwaarde. Ons moet eers die verdorwenheid en die begeerlikheid van die wêreld ontvlug het, deur sy beloftes te verstaan en aan te neem. Hoekom? Hoe? God het sy beloftes aan ons geskenk, sy dood in plek van my sondes, sodat ons deelgenote van sy goddelike natuur kan word. Ek en jy kan dit nie alleen regkry nie. My goeie werke beteken niks op my eie nie, maar dit beteken alles as ek dit saam met hom doen. Deur saam met sy kerk en sy Heilige Gees hom toe te laat, laat hy my, jou, ons lei. Wat om te doen, hoe om dit te doen. Prakties in sy voetspore te volg, dit prakties te gaan doen soos hy dit gedoen het. Dit is wat jou karakter verander. Dit is wat jou 'n deelgenoot maak, om die goddelike natuur van Jesus aan te neem en te doen.
Ons moet lewe deur alles wat uit die woord van God uitgaan. Dit is alles wat Jesus ons gesê het om te doen en gewys het om te doen. Al die krag van sy woord word vir ons gegee, dis beskikbaar, sodat ons versoekings en ons swakhede kan weerstaan. Ek wil nog een gedagte met julle deel. Psalm 119 vers 11 sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Liewe broer en suster, die geheim van oorwinning lê in die woord van God as bron van jou krag, om dit daardeur sonde te kan oorwin. Deur daaglikse oorgawe en gebed sal die geheim van oorwinning ook dan deel van jou lewe word. 'n Goeie gewoonte word, om 'n opregte verhouding met Jesus te hê. 'n Opgewonde, geesvervulde en oorwinnende lewe, verbind met Jesus, jou enigste bron van krag. Gaan nou kyk na die Heilige Gees. Hoe lyk dit as jy geesvervuld is? Hoe weet jy as jy in die spieël kyk, dat jy geesvervuld is? Hoe sien jy ander mense raak wat geesvervuld is? Die Heilige Gees se teenwoordigheid omring ons en lei ons in elke tree wat ons gee. Dit bring God se krag, vrede en sy teenwoordigheid in ons lewens in. Die Gees kom rus ons toe vir wat ons nooit op ons eie sou kon doen nie. Daarvan kan ek getuig. Wanneer jy opreg bid en vra, jy moet dit begeer en vra, en die Here vra, kom rus die Heilige Gees dan op jou met krag in die vrede van die gehoorsaamheid. Wanneer jy saamwerk, lei en bemagtig die Gees jou om te lewe op 'n manier wat jy God eer. God doen dit baie belangrik. God het 'n rede daarvoor. God bemagtig jou sodat jy hom kan eer, en hy doen dit sodat jy God se doelwitte, sy doelwitte, alles deur jou lewe vervul kan laat word. God het elkeen van ons nodig. Die kerk het elkeen van ons nodig. As ons nie ons deel doen nie, dan dien ons nie God nie. En ons deel wat ons moet doen, is behalwe gehoorsaamheid, moet ons lief wees vir ons medemens. Ek gaan nou uitbrei en klaarmaak met die laaste stukkie van hoe lyk jy as jy geesvervuld is. Maar God wil sy doelwitte deur jou lewe bereik. God respekteer jou vrye wil. Hy dwing niemand nie. Jy moet self besluit, maar jy moet dit daagliks besluit. Dan is 'n daaglikse stryd van oorwinning en oorgawe. Jy moet dit vra. Help nie jy bid dit en jy dink dit nie. Jy moet oorgee, maar net as jy wil oorgee. Lukas 1 vers 35 sê. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die Allerhoogste sal jou oorskadu. Hoe wil God vir jou gebruik? Let nou asseblief mooi op na hierdie opsomming van die goeie nuus. Hoe jy dit kan versprei om ook ander te gaan leer, om ook so te gaan doen, die hoedanighede wat jy benodig. Kom sien en gaan vertel die goeie nuus. Wat ons hoor, affekteer wat ons weet in ons brein. Wat ons weet, affekteer wat ons glo. Wat ons glo, affekteer wat ons doen. So daai 3 goedjies wat jy hoor, en wat jy hoor, wat jy glo,
en wat jy doen is 'n eenvormigheid, is 'n ding wat saamwerk, wat ons glo affekteer wat ons doen. Dit is hoekom dit so belangrik is om daagliks na God se waarheid te luister. Ons moet sy woord oggend en aand hoor. Ons moet die Bybel daagliks lees. Romeine 10:17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die New Living Translation sê dit vir my beter. So faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Reg deur die evangelie nooi Jesus sy disippels uit. Kom kyk, kom luister, verstaan en gaan vertel. In sy brief aan die Romeine verduidelik Paulus, hoekom gaan vertel soveel saak maak vir hom en ook vir jou lewe. Romeine 10 vers 13 tot 15. Dis amper klaar. Want elkeen wat die naam van die Here aanloop, met ander woorde die naam van die Here sê, sal gered word. Vers 14. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoekom staan ek hier voor? Hoekom staan ander predikers hier voor? Ons wil die boodskap oopbreek sodat julle kan verstaan, sodat julle dit ook aan iemand kan verduidelik. Die boodskap sê vertel, die Afrikaans 20 sê verkondig. Vers 15. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Ek kan nie alleen hier voor staan nie, ek kan nie my eie nonsens hier staan en babbel nie. Ek moet die Gees vra, ek moet die boodskap ontvang het wat die Here my gegee het, en dit dan oordra aan julle. Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede ontvang. Dis nog steeds Romeine 10 vers 15. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van die goeie gaan verkondig. Die NIV sê, who bring the good news. Onthou, ons skriftuur van vandag. Die vrug van die regverdige is 'n boom. Dit moet jou hele lewe wees, die vrug van die Gees. Dis 'n boom van die lewe, waaruit die ewige lewe uit voortspruit. En hy wat siele wen is wys. Hy wat die evangelie verkondig, sy voete is lieflik. Voete beteken jy moet gaan doen. Om die goeie nuus beter te verstaan, moet ons eers weer die slegte nuus opsom. Ons is almal sondig gebore en maak droog. Dit het ons nou almal al oor en oor gehoor. Die sonde verwyder ons van 'n goeie en 'n heilige God af. Niks wat jy alleen en self probeer doen, kan daardie gaping oorbrug nie. Kontrasteer dit nou met die goeie nuus. God het jou so lief dat hy reeds die prys namens jou betaal het. Hy het die weg voorberei en mens geword en hy het 'n kriminele dood kom sterwe. Al het hy niks sonde gedoen nie, niks verkeerd gedoen. Hy het namens jou die ewige dood kom oorwin en weer opgestaan. Hy lewe weer sodat jy deur hom geregverdig kan word voor God. Jy het nou die reg verkry om 'n kind van God te word. Dit is ook hoekom ons die reg het om die naam van Jesus aan te roep, om gered te kan word. Kom ons neem nou 'n oomblik om te besef wat die geskenk van God se woord vir ons beteken. Kom ons sê dankie vir die goeie nuus. Kom ons vra hom om ons geloof so te versterk,
sodat hy ons kan wys hoe om dit met ander te deel. Ek het 2 bladsye opsomming hier en dan gaan ek klaar maak met 'n gebed. Maar ek wil vra dat ons almal opstaan. Laat ons almal dit wat ons nodig het om deur die Heilige Gees vervul en gebruik te word, saam sal sê. Kan julle staan asseblief? Romeine 5 vers 8, dis 'n versie en dan maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hoe sê ons daarvoor dankie? Hierdie massiewe groot geskenk van God af. Onthou, die geskenk word eers jou geskenk wanneer jy dit aanvaar. As jy dit nie aanvaar nie, is dit nie vir jou nie. Dis die voorwaarde. Jy gee oor as jy dit aanneem, sodat jy van die bose sonde en die ewige dood gered kan word. Ons wys dit deur die volgende. Ons sê dankie om die geskenk te verstaan en aan te neem. Steek jou hand op as jy dit aanneem. En deur ons afhanklikheid teenoor hom te bely, bely jy jou afhanklikheid aan God. En hom as ons verlosser aan te neem. Ons neem hom as ons verlosser aan. Jou sondes te bely daagliks, om vergifnis daarvoor te vra. Om te vra vir die belofte van die Heilige Gees, om ons daagliks te rig en te lei. Het jy al daagliks gevra? Om daagliks hom deur sy woord beter te leer ken, dis verhouding. Om 'n nou verbintenis met hom deur gebed aan te kweek. Om sy stem te erken, sodat ons nie mislei word nie. En om deur sy genade elke dag meer en meer soos hy te word. In Johannes 14:15 het Jesus gesê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ons moet God lief hê met ons hele hart, ons hele siel en al ons krag. En ons naaste soos onsself. Ons sê dankie as ons met genade oë na ons medemens kyk. Soos Jesus wat elke mens as 'n kandidaat vir sy koninkryk sien. Om agter die situasie en omstandighede van ons medemens te kyk. Met 'n mond om te bemoedig en te vertroos. Hande waarop ons nie meer sit nie, maar om ander mee te help. Voete wat nie weghardloop nie, maar hastig is om te hulp te snel. Toegewyd in sy diens. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige God, ons Skepper Jesus Christus. Dankie vir die voorreg wat ons het om saam U te aanbid in 'n kerk waarin U woord die belangrikste is. Ons vra U, Here, om ons in 2026 te help groei, om te help om op U te fokus en nie toe te laat dat die wêreld ons beroof daarvan om gereeld tyd saam met U te spandeer nie. Help ons, Here, om die evangelie met almal elke dag te deel. Verander ons, Here, gebruik ons, Here. Maak ons ontvanklik vir U woord en vervul ons met U Gees. Amen.